geld. Wat sê die Bybel daaroor? Ons erken ons behoefte daaraan om te leef en te funksioneer in die wêreld. Maar hoe moet ons dit bestuur? Miskien is 'n beter vraag: bestuur ons dit of beheer dit vir ons? As Christene erken ons dat hoe ons geld sien of bestuur ons nie kan red nie. Selfs ons mees vrygewige dade kan ons nie red nie. Christus alleen red ons. Deur die mees oorvloedige daad van vrygewigheid van alle tye, toe hy sy lewe as 'n offer aan die kruis neergelê het. Al kan ons liefdadigheid en hoe ons geld bestuur ons nie red nie, wys dit tog hoeveel ons die vrygewigheid van God verstaan. Dat hy sy seun gegee het, sodat ons met hom versoen kan word vir ewig. Dit is 'n belangrike aanduiding van die toestand van ons hart, want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Goeiemôre en welkom van my kant af. Dit is so lekker om hierdie tyd saam met jou deur te bring. Ek gaan sommer reguit in die woord inspring vanoggend. Ons is in die middel van 'n reeks wat ons noem Liefde is nie goedkoop nie. En ek is baie seker dat jy net so goed soos ek weet dat dit nie 'n geheim is dat in die laaste paar dekades soos wat jy dit geken het, die kerk redelik oop praat oor geld, nee. Ons praat redelik oop oor finansies en gewoonlik wanneer ons dit doen, dan sit die mense daar en dink, ag, asseblief nie alweer nie. Nou gaan hulle weer kom met hulle preek oor geld en dan gaan hulle aan die einde die mandjie omstuur en ek het nie iets om te gee nie en jy gaan my nie laat sleg voel nie want jy gaan my nie in hierdie ding instoei nie. Ek wil vandag uit die standspoor uit eerstens ek wil vir jou sê dat ons hartsbegeerte is regtig nie om iets van jou af te kry nie. Glo my, ons begeer iets vir jou. Saam met dit wil ons ook vir jou sê dat ons hoop dat jy saam met ons iets beleef van wat die Here mee besig is met ons as kerk. Daar's kernbeginsels, oortuigings en waarheid wat ons in die seisoen ter harte trek. Ons trek hierdie goed nader aan ons. Ons maak tyd om by stil te staan. Een van daai goed is dat ons hierdie hele jaar afsonder, soos wat ons oor hierdie een tema kuier. Ons is gemerk deur sy heerlikheid en ons is geken deur sy liefde. We are marked by his glory and we are known by his love. Ons het een boek in die Bybel afgesonder, die boek van Korintiërs, die 2 briewe wat ons het ken. En dit is waar ons stil staan om regtig ter harte te neem, hoe lyk dit wanneer liefde deur en in en om ons werk. So ek wil vandag saam met jou, soos wat ons tyd maak en deur die woord saam kuier, wil ek jou regtig aanmoedig om dalk vandag opnuut vars na die woord te kyk. En nie met die lens te kyk dat ons probeer jou manipuleer vir iets nie, maar eerder te sê, Here, wat is dit wat U in my lewe wil kom doen in hierdie jaar? Amen. Amen. Kom ons duik in. Ek wil sommer reguit begin met 'n woord wat Paulus gebruik. Ek wil saam met jou kuier oor hierdie woord vandag. Dis 'n woord wat jy al teëgekom het, soos om daar in die Grieks lees, is die woord koinonia. Nou koinonia, ons gaan nou vir 'n oomblik na hom toe draai in die konteks van daai skrif. Maar hierdie woord spesifiek het 'n paar handvatsels aan hom gekoppel en Paulus kom skryf aan die kerk dat ons sal verstaan wat die implikasies is wanneer ons sê ons is gemerk deur sy heerlikheid, ons dra God se heerlikheid, maar ook sy liefde kom werk in ons, deur ons en om ons. En hierdie woord koinonia, is 'n paar Engelse woorde wat ek vir jou daar aangesit het. Eerstens praat van 'n stuk fellowship, nee, dis 'n stuk verhoudingswerk wat hier gebeur. Dis nie dat God eenkant staan en goed van my goed verwag nie, dis meer dat hy iets in my kom vermag. So dis die eerste handvatsel wat Paulus aan hom kom koppel. Die tweede ding is, hy praat van 'n stuk participation. Dat daar's hierdie medewerking wat gebeur, soos ek God vertrou vir my huwelik. Soos wat ek God vertrou vir ouerskap. Soos wat ek God vertrou vir voorsiening, staan God in dieselfde kant saam met my en vertrou my met sy kerk. Hy vertrou my met sy koninkryk en hier is die samewerking, hierdie deelname. En die laaste een is partnership. Dis die woord wat gebruik word wanneer Paulus soveel keer oor die konsepte praat van ons is medewerkers in Christus, nee. Ons vat saam die verantwoordelikheid vir dit wat die Here wil kom doen in en deur ons. Ons is in vennootskap saam met God. Nou hierdie is kernbeginsels. Ons kan vir 6 weke net oor hierdie 3 goed gesels. Maar ek wil gou vir 'n oomblik saam met jou hierdie skrif deurlees. Paulus skryf in 2 Korintiërs 13.
sê hy die volgende woorde, hy sê die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. En ons het hierdie stuk skrif al gesien deur die laaste paar 100 jaar, soos wat mense hom amper as 'n seëngebed uitspreek, nê. Ek weet nie of was jy al in 'n diens saam waar jy weet die diens is half afgesluit met hierdie seëngebed, nê. Dis nie wat Paulus hier eintlik omskryf het nie. Wil jy moet verstaan, soos wat ons 2 Korintiërs ken binne in hierdie 13 hoofstukke, is hierdie laaste paar woorde 'n uitdaging. Want alles wat gevolg het hom met nou toe, het hom ingekleer, dat ons hom so sal verstaan. Dis nie net mooi woordjies wat jy agter jou deur moet sit in die badkamer nie. Hierdie is 'n uitdaging, 'n uitnodiging, dat ons sal verstaan wat dit is, wat die Here binne in ons doen, wat dit is wat hy deur ons doen. Daai woordjie, die gemeenskap van die Heilige Gees, is die woord koinonia. Daar's 'n stuk samewerking. Daar's 'n stuk vennootskap. Ek wil vandag saam met jou daaroor kuier. Nou, 2 Korintiërs is ook baie bekend vir skrifgedeeltes wat ons baie naby aan die hart ook hou. Julle gaan my kan help met hierdie. As ek swak is hy sterk, nee, ons ken dit. Ek weet jy ken jou Bybel. Ek toets jou nie nou nie. Jy kan ontspan. As iemand in Christus is dit nuwe skepping. Wat van hierdie ene? Julle moet hierdie nou ken. Die Here is Gees en waar die Gees van die Here is, daar is ons vryheid. Nou in hierdie 13 hoofstukke, met ongelooflike uitdagende goed vir jou geloof, en soveel van ons het altyd spandeer en geworstel met die skrif hier, en jy weet ons sonder tyd af om stil te staan by van hierdie goed. Dink Paulus dit goed om 2 van hierdie hoofstukke af te sonder en te gebruik om te praat oor finansies. Te praat oor finansies. Ek weet nie van jou nie, maar ek dink ons moet hierdie vir mekaar reg sê. Hierdie is 'n ongemaklike saak vir baie mense wanneer ons praat oor geld, want aan die een kant voel jy of jy sê maar ek het regtig nie baie van dit nie. So daai goed waarvan jy praat, ek dink nie ek val onder daai kategorie nie. Maar aan die ander kant weet ons dat daar soveel realiteite in hierdie lewe rondom geld. Jy weet net so goed soos ek die druk wat ons teekom, die spanning wanneer jy weet aan die einde van die maand hierdie goed maak nie sin nie. En soveel van wat ons in hierdie lewe deurgaan, jy moet deur jou skool kom, hoekom? Jy moet goeie punte kry, hoekom? Jy moet gaan studeer, hoekom? Sodat jy 'n werk kan kry, hoekom? Want jy het geld nodig, né? Dis nie 'n moeilike som om te maak vir ons nie, ons verstaan daai, né? Nie jou werk verloor nie, want as jou salaris weg is, wat dan? Ek hoop net nie my kar breek nie, want as daai Ford Ranger se turbo nie meer turbo nie, dan is dit baie geld wat ek moet spandeer. Op 'n baie diep en eintlik geestelike vlak is hierdie so nodig dat ons verstaan dat ons moet baie reguit en baie intentioneel na geld kyk. Ons kan nie meer doekies oor my gedraai nie. Daar is huwelike wat vou as gevolg van finansies en die druk rondom daai goed. Daar's mense wat baie slegte besluite maak, hulle self bevind in, soos wat hulle dit sien as there's no turning back. Amper hoop opgee. Verstaan ons dat maar daai ding met die buffel op, nê. Daai paar muntstukke wat jy so in jou hand hou, die krag en die vermoë het om mense se lewens totaal en al van koers af te ruk. Ek dink nie ons moet skaam wees om te praat oor geld nie, eerstens. Ek dink ook nie ons moet wegskram om te kyk wat God te sê het oor geld nie. Stem jy saam met my? Amen. Ek wil net gou so vinnig vir jou konteks gee. Net van 'n vinnige oorsig. Paulus omskryf hier in die kerk in Korinte. Dis nodig vir ons om hierdie te weet. Die konteks is baie belangrik. Daar's baie goed hier wat vandag vir ons die fondasie gaan kom lê van ons kuier in die woord saam. So die eerste ding is kom skryf Paulus hier aan 'n kerk in Korinte en hy kom praat met hulle oor finansies, maar hy gebruik nie die woord geld enigsins nie. 10 keer praat Paulus van die woord genade. Ons gaan nou by stil staan, want jy vra dalk vir jouself, wat het genade uit te waai met geld? Van die ander vertalings praat van 'n hulpverlening, praat van 'n liefdeswerk. Maar die konteks is, die kerk in Jerusalem trek swaar, hulle is verdruk, hulle het ongelooflike uitdagings met armoede en vervolging, daar word gespekuleer deur die ouens wat baie slimmer is as ek, dat is as gevolg van hulle geloof, dat hulle naderhand, amper soos wat ons die xenofobia goed nou beleef, dat daar
teenkanting kom teen die gelowiges, die kerk, die Christene. Hulle kan nie meer gaan shopping doen by Castle Gate nie, want jy's 'n Christen. Kan nie meer jou kar vol maak hier by Sasol nie, want jy's 'n Christen. Hulle merk hulle uit, hulle jaag hulle uit die stede uit, hulle is verdruk. Hulle eie familie van die Joodse bevolking sal jy onteien. Skop jy sommer uit die huis uit. En nou kom skryf Paulus aan hierdie kerk in Korinthe oor 'n belofte wat hulle gemaak het in hulle harte om 'n hulpverlening, 'n liefdeswerk, 'n stuk genadewerk, finansiële vermoë aan hierdie ouens te allokeer, want hulle trek swaar. Nou hy gebruik 'n voorbeeld van iets wat voorheen gebeur het, en dit is in die kerke binne in die Macedonië streek. Hoe daai kerk, een van die armste gemeentes, die ouens wat die minste het, jy kan bietjie gaan lees in hoofstuk 8 en in hoofstuk 9, hoe hulle pleit by Paulus en sê, asseblief moet ons nie ontneem van hierdie stuk liefdeswerk nie, ons wil graag aan daai gee. So hierdie is nou die konteks. Nou kom skryf Paulus, en ek wil jy moet gaan saam met my net hierdie volgende paar woorde net ter harte neem. Geld, vriende, gaan nooit net oor geld nie. Soveel keer dan kan ons na hierdie ding kyk en dink ons van onsself, dit is 'n baie eenvoudige som wat ons maak. Ons kerk wat swaar kry, Paulus skryf, hy sê, ouens, julle moet geld gee, hierdie ouens kort. Dit is 'n baie praktiese oefening, dit is nie moeilik om te balanseer nie, kry die geld, stuur die geld, dan gaan ons. Maar dis nie wat hier gebeur nie. Die storie is eintlik heeltemal op sy kop gedraai. Dis 'n kerk wat nie het nie, om te gee vir 'n kerk wat nog minder het. En Paulus staan verstom deur die werk wat die Here kom doen deur hierdie ouens, want hulle snap een ding. Hulle snap een ding. Hulle verstaan hoe vrygewigheid in koninkryk werk. Vra ons maar, wat het dit vandag vir ons? Waar is die waarde vir ons vandag? Nou, ek wil gou vir jou vandag hierdie wys. Is eerstens dat ons hierdie sal verstaan, wanneer ons sê geld gaan nooit oor geld nie. En Jesus hierdie ook bevestig, ons gaan lekker saam kuier oor hierdie. Is dat daar's min goed wat so naby aan jou hart kan raak in 'n oomblik soos geld, nê? Of die tekort van dit, of in die oormate van dit. En ons sien die kondisie van die mens se hart, hoe ons in die een kant eintlik so kwesbaar is, wanneer die geld moet weggevat word. Dan is dit baie moeilik. Dit is amper asof die vertroue plat val, die tork klim van die tak af, die wiele val van die bus af, maar dan maar 'n paar nulle weg is. Ons het ons hele mens wees gekoppel aan hierdie een ding, wat het jy en wat het jy nie? Waar bly jy nie? Wat ry jy nie? Die mens se hart is eintlik so kwesbaar. Maar aan die ander kant, ouens wat nou baie daarvan het, nee, en ons kan nou grappies maak oor Elon Musk of wat ook al. Maar die punt is, dis ook so moontlik vir 'n hart om so vinnig korrupsie te beleef. Wanneer trots en jy weet selfstandigheid, onafhanklikheid, ek het nie God nodig nie. Ek kan doen net wat ek wil. Ek sukkel nie, ek trek nie swaar nie, ek het hom nie nodig nie. Ek kan koop wat ek wil. Ek kan doen wat ek wil, bly waar ek wil. Dit is ook 'n gevaarlike plek om te wees. Jy sal saam met my stem, nee. Klink dalk soos 'n baie riskante gebed, maar Here, asseblief moet my nooit so ryk maak soos Elon nie. Moet my nooit so ryk maak soos Elon nie. Ek wil saam met jou inspring, lees saam met my Korintiërs 2 vers 9, of hoofstuk 9 vers 5 tot 7. Dit sê, Paulus sê, daarom het ek dit noodsaaklik geag om die broers aan te spoor om vooruit na julle te gaan en hierdie dankoffer wat julle vroeër beloof het in orde te kry, sodat dit gereed sal wees as 'n werklike dankoffer en nie iets wat afgedwing is nie. Die punt is, wie karig saai sal karig oes en wie oorvloedig saai sal oorvloedig oes. Dat elkeen dan gee soos hy vooraf in sy hart besluit het, nie met droefheid nie of onder dwang, want God het 'n blymoedige gewer lief. Daar's goed vir ons hier wat ons moet raak sien. Ek wil dit saam met ons net gou afbreek vir 'n oomblik, maar ons moet praat oor wat vrygewigheid regtig is. Baie ouens het 'n wanpersepsie van wat vrygewigheid is. Baie ouens leef met 'n wanindruk. Ons sê goeie soos, jy weet, vrygewigheid is 'n daad, is 'n aksie. Dis ietsie wat jy maar net doen wanneer jy ietsie vir iemand gee en ons beskryf daai as vrymoedigheid, vrygewigheid, nê. Wanneer ek ietsie vir iemand gee, daai is vrygewigheid. Of ons sê goed soos, jy weet, dis net mense wat regtig het, hulle het genoeg om te kan gee, hulle kan vrygewig wees. Die van ons wat nie het nie, ek kan nie vrygewig wees nie. Ons sê goed soos, is maar net mooi gedrag, is maar net mooi dade, dis soos goeie maniere, nee, dis soos asseblief en dankie,
ons sit vrygewigheid in daai kategorie, is maar net mooi gedrag. Ag, mooi vir jou, jy was vrygewig in 'n oomblik. Die Engels praat van, it's acts of kindness. Ek wil vandag vir jou wys, eerstens, en dis wat Paulus hier kom bevestig in hierdie stuk skrif wat hy daar skryf van hierdie ouens. Hy sê eerstens dat vrygewigheid is nie iets wat ons doen nie, dit is iets wie ons is. Ek wil julle moet hierdie verstaan, saam met my. Wanneer ons aan die ontvangkant staan van God se liefde, en sy genade, en sy goedheid, en vergifnis, hoe is dit moontlik dat ons omdraai en met enigiets anders te leef as dit? Met ander woorde, ek ontvang God se vergifnis. Hoe kan ek omdraai en met onvergifnis leef in my hart teenoor 'n ander persoon? Dis nie moontlik nie. Hoe kan ek God se genade beleef en ek ontvang wat ek nie kan verdien nie en ek draai na iemand anders toe en ek lewe selfsugtig en synig? Hoe is dit moontlik? Dis net moontlik wanneer jy dink God se liefde is iets wat jy ontvang en dit stop daar. Maar wanneer jy verstaan dat ons nie net in die ontvang kan staan van iets nie, maar dat die liefde wat ons ontvang ons verander en ons uiteindelik word God se liefde. Ek word God se vergifnis. Hoe maklik is dit nie om iemand anders te vergewe wanneer ek verstaan hoe God my vergewe het nie? Hoe maklik is dit om na iemand toe te draai en vir hulle te sê, ek is onvoorwaardelik lief vir jou. Daar's nie strings attached nie, hoekom? Want dis hoe God my lief het. Ek kan nie op verdienste lief hê nie, want hy het my nie op verdienste lief nie. Sien julle die dinamiese krag van dit wat ons van God af beleef, nie net iets is wat ons ontvang nie, dit is iets wat ons verander. So vrygewigheid, daar's niemand meer vrygewig as God nie. Help my Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy so bietjie teruggehou het, en net wat nodig was, om uit te sort, om uit te skouer. Nee, so lief het hy gehad, hoekom dat hy gegee het. Niemand is meer vrygewig as God nie, wanneer jy in die ontvangkant staan, van daai tipe vrygewigheid, dan verander dit wie jy is, nie wat jy doen nie, nie net wat jy doen nie. So eerstens, ons moet hierdie vir mekaar sê, ouens, wanneer ons praat van vrygewigheid, is dit nie om jou na 'n plek toe te lei waar jy net 1 of 2 dade van vrygewigheid voor gaan commit en gaan jouself aan toewy nie. Hierdie gesprek is baie dieper. Dit vra die vraag, het jy al ontdek hoe vrygewig jy in jou wese kan wees wanneer jy sien hoe God deur jou werk? Sien, dis nie menslike kondisie, ouens, dis die waarheid, nee. Ons is so selfgerig. Ons is so selfsugtig. Ons is so selfgefokus. Ons almal dink ons is die hoofkarakter van ons eie film, nee. En jy sien die wêreld afspeel soos 'n rolprent rondom jou en jy is die hoofkarakter. En dis die menslike kondisie. Maar daar's iets wat gebeur wanneer ons verander word. Wanneer ons opnuut ontdek. Dis nie net goed wat ek doen nie. Dis werklik wie ek is. Ons praat hierdie jaar oor becoming love. Hoe lyk dit wanneer jou liefde werklik deur liefde gearresteer word? Hoe lyk jou vrygewigheid wanneer werklike vrygewigheid jou kom arresteer? Tweedens, ek wil vandag vir jou wys dat vrygewigheid is eintlik ook aanbidding, nee. Dit is in daai selfde lyn van waarheid soos wat ons praat van dit wat ons by God ontvang en beleef, hoe ons daai goed uitleef. Ek het nodig dat jy hierdie vandag saam met my verstaan. Christus kom, hy sê, ek het nie gekom om gedien te word nie. Ek het gekom om te, help my, te dien. Wanneer ek daai verstaan, en ek sien hoe hy my gedien het, en ek draai om en ek dien my vrou. Ek dien my buurman. Ek dien my vyand. Elke oomblik van diensbaarheid sedert die oomblik waar ek verstaan wat hy vir my gedoen het, raak aanbidding. As ek my vrou dien by die huis, deur skottelgoed te was, dit lyk baie prakties, nee. Dit lyk soos maar net 'n in en out, ons doen hierdie baie, maar my hart is eintlik vol van die verstaan van hoe Christus my kom dien het. En dat wanneer ek hierdie daad van dienswerk uitleef, dan eer ek dit wat ek verstaan hy vir my gedoen het. Wanneer ek verstaan hoe God my vergewe het, en ek draai na iemand toe, wat ek weet in hierdie oomblik, dit nie verdien nie, hy was verkeerd, hy skuld my, hy het my te nagekom, en ek sê in 'n oomblik, ek vergewe jou.
Ek spreek jou vry. Daai oomblik is 'n stuk aanbidding. Ouens, net soveel soos wat 'n liedjie sing op 'n Sondag, nie aanbidding alleenlik is nie. Maar 'n reaksie is tot dit wat ons verstaan. Net dis wat ons hier fasiliteer, wanneer ons so saamkom, in tye van aanbidding, soos wat ons daarvan praat, lofsang en aanbidding. Dis eintlik net 'n reaksie van jou binneste tot die openbaring van wat God vir jou gedoen het, wie hy vir jou is. Nee, jy stem saam met my, dis aanbidding. In dieselfde lyn van waarheid. Wanneer ek vrygewig leef, nie selfsugtig nie. Elke keer, elke oomblik, spreek dit van 'n stuk dankbaarheid en 'n verstaan van hoe vrygewig God vir my was. Baie kere dan sien ons vrygewigheid as maar net 'n means to an end. Identifiseer vir my die behoefte, gaan soek jy oplossing. Dis nie wat vrygewigheid is nie. Paulus kom skryf hier aan hierdie ouens, hierdie kerk in Korinthe, hy sê vir hulle, moenie gee, as dit maar net is om te gee nie. Hy sê, ons praat van 'n werklike dankoffer. Vir wie sê hulle dankie? Nie daai kerk nie, hulle het niks vir hulle gedoen nie. Hulle kom sê nie dankie vir die kerk wat versoek, wat daar verdruk is en deur, jy weet, armoede gaan nie. Hulle kom sê nie dankie vir hulle nie, dis dankie Here, dat ons iets van u vrygewigheid beleef en dit ons verander. 'n werklike dankoffer. Nie uit dwang uit nie ingeforseer nie ingemanipuleer nie ingearm druk in dit in nie. Ek vra jou vandag, het jy al ontdek in die areas van jou lewe waar daai vrygewigheid nog nie deurgesyfer het nie? Ja, ons praat oor mense, daai mense is baie draining. Dit is moeilik om tyd met hulle te spandeer. Of my tyd is my tyd, jy weet. Ek sal by die werk doen en dan sal ek by die kerk doen en dan sal ek by die huis 'n bietjie huis doen, maar my tyd is my tyd. So vinnig, ons sal verhoudinge afskryf. Hoekom? Want dit kos my te veel. Hierdie verhouding kos my te veel. Hoor die taal wat ons hier gebruik. Ek vra jou vandag om selfstudie te doen, na jou harte te draai. Vir jouself te vra, waar het vrygewigheid nog nie ten volle deurgesyfer nie? Ek wil daarins vir jou wys, en dit is ook iets wat Paulus hier aanspreek. Wanneer hy praat van vrygewigheid, wanneer hy praat van hierdie stuk genadewerk, is dat vrygewigheid is nie 'n menslike ding nie. As jy vrygewigheid in die kategorie gaan indruk, dat dit is maar net mense se goeie planne. Dis maar net mense wat met mense werk en ons het mekaar, jy weet, oortuig en reguit gesê en nou gee ons nou maar net bietjie ietsie. Dis nie 'n menslike ding nie. Vrygewigheid is 'n goddelike ding, soos wat die woord sê, God is liefde. Hy is genade, hy is hoop, hy is vrygewigheid. In dieselfde sin verstaan ek dat as ek wil vrygewig wees, as ek wil vrygewig leef, as ek wil in my lewe moet spreek van dit wat ek ontdek het in 'n intieme verhouding met my Vader, met my redder en my skepper, met my verlosser en my koning, as ek sê ek wil deelneem in sy koninkryk, kan ek dit net my eie krag uit doen nie. Dan is vrygewigheid nie net 'n praktiese en menslike ding nie. Dis 'n geestelike handeling. Dis 'n geestelike handeling. Dis hoekom vir my en my vrou, wanneer ons gee, en ons het 'n dedicated afgesonderde, ons gee elke maand, dis ons bedrag wat ons gee. Die eerste ding wat ons doen is ons sê, Here, hierdie ding is nie menslik nie. Hierdie is nie rand en sente nie. Hierdie gaan nie net vir praktiese goed nie. Hierdie is 'n geestelike handeling. Ons hele geloofsverstand, hoe ons geloof verstaan, ons wandel in Christus, is direk gekorreleer en gekonnekteer met hierdie een ding. Here, ons verstaan. Dit is nie net fisies nie. Dis 'n stuk geestelike werk wat U kom doen. Ons het al baie hieroor gepraat en ons het al sulke goed gesê, jy weet, moenie net gee om jou gewete te sis nie. Moenie net gee omdat jy voel jy moet nie. Ontdek 'n stuk geestelike handeling vir jouself. So 'n bietjie later sal ons lekker saam kuier oor 'n paar praktiese goed rondom vrygewigheid, maar ek wil vandag vir jou wys dat Jesus kom wys ons dat vrygewigheid vloei altyd in die rigting van missie. Daar's 'n stuk doel gekoppel aan wanneer ons gee.
So 'n paar weke gelede is in aanloop na hierdie reeks toe ook het 'n vernoot met 'n baie goeie hart na my toe gekom en vir my kom vra, hoorie, dink julle nie ons moet bietjie slimmer werk met hoe die kerk geld genereer. En sy hart is goed. Hy sê, jy weet, vat 'n gedeelte van hierdie geld wat julle kry en gaan belê dit. Dan trek julle rente. Of kan julle nie begin goed verkoop of jy weet kermisse hou en fondsinsameling doen. Julle moet slimmer werk om geld te genereer vir die kerk. En dan dink ons, dit klink baie eerbaar, dit klink soos 'n goeie idee. Maar daai goed vat iets uit God se hande uit. Ons niks fout met dit nie, ons niks fout met 'n fondsinsameling of 'n, jy weet, koeksisters verkoop of, jy weet, goed met finansies werk nie, maar verstaan hierdie een ding, dat God dit so gekies het. Dis per ontwerp, dat sy kerk en koninkryk sou funksioneer op grond van een ding, vrygewige harte. Niks anders te nie. Daar's nie 'n plan B nie. Daar's nie 'n 7-punt plan om dit anders te doen nie. Dit is hoe hy dit gekies het om dit te doen. Hoekom? Want geld gaan nie oor geld nie. Wanneer mense in vrygewigheid reageer, praat dit van wat hulle verstaan is vir wat Christus vir hulle gedoen het. It's the economy of kingdom. Besef jy vandag saam met my die gewig dat God ons geroep het en getaak het om op grond van dit vrygewige harte wat reageer in wie hy is, dis hoe hy gekies het om kerk te doen. En dat wanneer ek nie deelneem in dit nie, dan sluit ek myself uit daai prentjie uit. Dan haal ek myself uit daai prentjie uit. Ek maak dit iemand anders se verantwoordelikheid om kerk en koninkryk te bou. Diskwalifiseer myself. Jesus bevestig hierdie, hoor wat sê hy in Matteus 6, vers 29. Hy sê, moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie, daar waar mot en roes dit verniel, waar die diewe inbreek en steel. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie, waar die diewe nie inbreek en steel nie, want waar jou skat is, sal jou hart ook wees. Ons beleef partykeer 'n bietjie spanning met as ons ietsie soos hierdie lees. Want ons westerse verstaan van hemel en aarde, so wat Jesus sê, moenie skatte op aarde bymekaar maak, maak dit in die hemel bymekaar. Dink ons praat van die eendag prentjie van hemel, né? Hallo, julle moet gou saam met my bly hierso. Maak vir jou skatte bymekaar in die hemel. Eendag as jy nou die emmers kop, dan kom jy daar in 'n kamer in die hemel in en dan's al jou nice to haves hier by jou. Al jou nice to haves. Jy is 'n lekker skat wat ek hier bymekaar gemaak het vir die eendag prentjie. Nonsens. En die verstaan van wat nuwe skepping is hemel en aarde beide 'n nou realiteit. Dis nie 'n hemel eendag prentjie en 'n aarde 'n ander prentjie nie. Dit is 'n huidige prentjie. Dit praat eintlik net van die prioriteit. Dit praat van die prioriteit. Dis huidige tyd. Ons sê vir mekaar goed soos dit is 'n hemelse realiteit wat my aardse realiteit nou bepaal. Jesus leer ons bid, hy sê laat u koninkryk kom. Soos in die hemel nou, so ook op aarde nou. Hy kom trek daai prentjie reg en sê ouens, as jy daai woord skat net vervang vir 'n oomblik met dit wat van waarde is vir God. Kom ons sit daai woorde net daarin. Wanneer ek verstaan dit wat God se hart en gedagtes arresteer nou, en ek belyn myself nou, is dit die troonkamer wat vir my aanwysing gee vir my lewe nou. Dit help my onderskei, dat daar nie goed is wat ek my aandag en tyd en geld en finansies aanwet, wat niks werd is nie. Dat ek myself net besig hou en my jare maar net uitlê, uitsien voor my speel nie, maar dat ek verstaan dit wat God mee besig is. En ek sê, Here, ek wil saam met U dit doen. Dis partnership, dis koinonia. Dis interessant, Jesus sê nie waar jou hart is, daar gaan jou skat wees nie. Sien gegaan net hierdie, verstaan? Dis baie intentioneel. Hy sê nie waar jou hart is jou skat. Met ander woorde, dit wat jou hart in glo, dan gaan jou geld en dit volg daai area nie. Nee, hy draai hom aan die ander kant om. Hy sê waar jou skat is, waar jy die waarde ontdek van God se koninkryk. Wanneer jy verstaan dit wat God jou voorroep, daar gaan jy jou hart kry. Daar gaan jy jou hart kry. Dis eers vind die skat. Here, wat is dit wat U wil doen?
Julle kan nou agter net vir my na die volgende slide toe gaan. Die verskil tussen om geld te besit en om deur jou geld besit te word. Ek wil net vir 'n oomblik jou hart na hierdie punt toe vat. Die Here is nie teen geld nie. Jesus is nie teen geld nie. Geld is nie 'n issue nie. Die vraag is, besit jy iets wat die Here aan jou gee, sodat jy met daai ding goed kan dien, of besit daai ding jou? En Jesus praat hiervan, julle ken hierdie woorde, jy kan nie God en mammon dien nie. Dink ons onsself, is dit so moeilik? Ek aanbid nie geld nie. Jesus het nie gesê, jy kan nie God en geld aanbid nie. Hy het gesê, jy kan dit nie dien nie. Jy kan nie twee meesters dien nie. Hier is die som, baie maklik vir jouself. As ek geld besit, is dit tot my beskikking om mee te doen wat ook al ek wil. Ek kan dit spaar, ek kan dit spandeer, ek kan dit weggee, ek kan dit in diens stel vir God se koninkryk, want dit besit my nie. Geld besit my nie. Ek besit geld. Ek bestuur daai geld. Die Here lei my om dit te doen, natuurlik. Maar wanneer geld my besit, weet jy hoe moeilik is dit om ontslae te raak van dit? Ek kan dit nie spandeer nie, want dan is dit weg. Ek kan dit nie weggee nie, want dan is dit weg. Ek moet net dit hou. Ek moet dit net naby trek. En dis wat Jesus sê. Jy kan nie twee meesters, twee koninkryke dien wanneer jy so lewe nie. Wil jy jou lewe in diens stel vir God se koninkryk? Wil jy sien hoe hy jou gebruik? Dis hoekom ons gee, ouens. Dis vir ons 'n voorreg. Dis 'n geestelike handeling. Dis 'n oortuiging van geloof. Dis nie menslik nie. Dis ons aanbidding. Here, ons doen hierdie. Kom gebruik ons. Ek gaan net afsluit met hierdie laaste gedagte. Julle kan saam met my daartoe gaan ook. Nou agter. Ons het vrygewigheid meer nodig as wat God ons geld nodig het. Ek wil hierdie regheid vir jou sê. Ouens, as jy nog tot en met nou toe nog getwyfel het, dat ek dit net vir jou regheid sê. God het nie jou geld nodig nie. Hy het nie 'n lening aangegaan by FNB toe hy die skepping gemaak het nie. Hy het nie kontrakteurs en konsultante moes inkry en permissie vra toe hy die son en die maan op hulle plek gesit het nie. Toe hy jou gemaak het, toe hy jou kinders gemaak het, God het nie jou geld nodig om te doen wat hy moet doen nie. Ons het nodig om ons harte te rig na vrygewigheid toe. Ons gee nie om God te verryk nie, hy is die rykste. Ons gee sodat ons kan verander word. Sodat ons kan sê, Here, my hart is nie vasgetrek en vasgebind deur selfsug, through greed. Dat mammon my hart sou oorgeneem het, Here, ek kom stel myself beskikbaar aan diens vir u koninkryk. Vraag is nie wat jy gee nie, ons stel nie belang in wat jy gee nie. Ons check jou nie op nie, ons worry nie oor wat jy gee nie. Ons vra, hoe gee jy? Gee jy met 'n hart wat hierdie verstaan? Dis wat belangrik is. Dis wat Paulus sê ook. Dit is wat Jesus ook bevestig, 'n blymoedige gewer. Waar is jou hart? Miskien moet ons vandag net 'n oomblik neem. Soos wat ons reageer en net sê, Here, wat is dit wat u in my hand gesit het? Hoe bestuur ek dit, Here? Ek begeer vrygewigheid. Ek kan nie deur hierdie lewe gaan en in die ontvangkant staan van u vrygewigheid, maar dan lewe ek selfsugtig. Ek kan nie so lewe nie. Ek wil u kom vertrou vir 'n vrygewige hart. Kom draai my lewe na vrygewigheid toe en kom koppel dit aan die doel wat u my voorgeroep het. Dis koninkryk. Ek gaan net 'n laaste ding vandag noem. Ons het die laaste maand of so vanuit ons Immanuel reeks het ons as 'n gemeente hierdie beleef, ouens. Die Here roep ons vir 'n stuk koninkryk, 'n stuk liefdeswerk, 'n stuk heilige missie. En die inkoop na hierdie projekte toe was regtig min. Ons gaan dit eerlik sê. Daar's nie, lyk nie asof daar veel beseffing is vir ouens dit waarvoor ons ja sê as 'n kerk nie. En hierdie is om jou hand te draai om geld te gee vir 'n ding nie. Ek vra, sien jy jouself deel van dit? Beantwoord net daai een vraag. Sien jy jouself deel van hierdie stuk koninkrykswerk wat die Here ons gemeente voorroep? Nou, daar's nog 1000 ander goed, maar hierdie was 2 goed wat ons in gehoorsaamheid sê, Here, ons
vat die verantwoordelikheid vir hierdie ding vir nou. Ek wil jou aanmoedig, ek wil jou uitnooi. Maak 'n gebedsaak van hierdie ding. Moenie vaskyk en bedra nie, moenie nou gaan na jou, ja maar as ek nou moet geld gee vir daai ding, dan kan ek nou nie krag koop nie, moenie daartoe gaan nie. Sit jou hart voor Here en sê, ja, ek vertrou U. Vrygewige hart. Kom lei my. Besef jy ook dat vrygewigheid is 'n stuk wording prentjie. Dit is 'n stuk wording prentjie. Jou vrygewigheid vandag gaan nie lyk soos jou vrygewigheid oor 10 jaar nie. Want jou ontdekking van hoe God deur jou werk eksponensieel vergroot. Here, ons vertrou U. Kom werk in ons harte. Kom rig ons na U koninkryk toe. Here, ek stel my lewe aan diens vir U koninkryk en vir U kerk. Amen. Amen. Ek wil jou vra, wil jy nie saam met my opstaan vanoggend nie? Ons gaan in 'n tyd ingaan van aanbidding. En jy is so welkom om net hierdie oomblik te neem, net om my hart voor Here te kom sit en sê, Here, waar staan my hartplek vir U vrygewigheid om nog deur te syfer, my te kom verander. So kom ons vat 'n paar oomblikke, ons draai na die Here toe. Ons maak 'n tyd van aanbidding. Amen.